Kom luister saam na Sielskoffie. Hoeveel keer moes jy al van voor af begin? Hoeveel keer is jy al teleurgestel, seergemaak en 'n hart teruggeroep aarde toe? Op jou knieë, waar jy weer van voor af moes leer loop. Wel, in my lewe moes ek al van voor af begin, van voor af weer bou aan 'n droom. Van voor af weer in myself glo, weer leer vertrou, glo en hoop. Baie van ons vooraf beginne word veroorsaak deur ander mense wat dink dat hulle die reg het om oor ons toekoms te besluit. Dat hulle die reg het om jou te beledig, skuldig te laat voel en seer te maak. Die ergste van alles is dat al hierdie dinge kan lei tot verwerping wanneer ons toelaat dat dit in ons harte kom nesmaak. Verwerping lei altyd tot gedagtes van ek is nie goed genoeg nie of dalk verdien ek dit nie. Niemand gee tog vir my om nie. Wat beteken ek nou eintlik? En selfs ek sien net nie meer kans nie. Ons is meeste van die tyd ons eie grootste vyand, omdat ons hierdie gedagtes in ons kop koester en selfs begin glo. Dalk het jy al aan al wat 'n idee is probeer werk om vir jou 'n toekoms te bou, maar nog net nie een van hierdie idees het uitgewerk nie. Wat ervaar jy? Verwerping. Dalk het jy nou maar net eenmaal nie die kennis en genoeg talent om dit te laat werk nie, is jou eerste gedagte. Of jy bly aansoek doen vir daardie bevorderingsposte en nog nooit is jy eers net vir 'n onderhoud genooi nie. Weereens voel jy verwerp. Almal rondom jou floreer en dit voel asof jy stagneer het en daar gaan bly. Wat as jy al jare vir jou kind se gesondheid bid en niks nog verander het nie? Jy is emosioneel en finansiëel uitgeput en kan en wil ook nie meer nie. Voel jy dan asof God jou ook verwerp het en jou nie hoor nie? Verwerping is 'n intense ervaring en die vyand misbruik daardie ervaring om jou soos 'n niks werd te laat voel. En die ergste van alles is dat ons sy leuns begin glo en wil vasmessel in ons karakter. Dis nie wie ek en jy as kinders van God is nie. Ons het nodig om hierdie groot oorlog in ons gedagtegang met al die mag en krag wat God in ons gelê het, te begin beveg. Want indien ons dit nie doen nie, sal ons nooit by God se plan vir ons lewens uitkom nie. Begin teksverse uit die woord memoriseer en herinner jouself elke oomblik wanneer daardie negatiewe gogga-gedagtes wil uitdop aan wie en wat jy in Christus is. God het ons so lief gehad dat hy sy enigste seun Jesus gestuur het om aan 'n kruis te sterf vir my en jou sondes. Johannes 3 vers 16. Sjoe, as jy 'n niks werd is, hoekom sou God dit vir jou doen? As jy nie die moeite werd is nie, hoekom sou Jesus sy lewe vir jou opoffer? Ek wil jou weer eens bly aanmoedig om daardie slegte gedagtes te bly fight met God se woord, want dis waar jou oorwinning lê en waar God dinge in jou wil verander sodat ek en jy kan uitkom daar waar ons hemelse Vader ons sien.
Sy planne vir sy kinders is altyd goed. En wanneer dinge vir ons nie uitwerk nie, is daar 'n groter plan, God se plan, wat altyd beter en groter as ons eie planne is. Vertrou hom en bly tyd spandeer in sy teenwoordigheid. Lekker week vir jou.